So Vader, baie dankie vir die voorreg om die woord te mag lees. En ons prys die heilige naam vir dit. Amen. 'n Goeiemôre. En vandag lees ons Johannes 8. Johannes 8 vers 1. Maar Jesus het na die Olyfberg toe gegaan. Die volgende môre was hy weer in die tempel, en die hele volk het na hom gekom. Hy het gaan sit en hulle geleer. Die skrifgeleerdes en die fariseërs bring toe 'n vrou wat op oorspel betrap is, en laat haar in die middel van die kring mense staan. Hulle het vir hom gesê: "Meneer, hierdie vrou is op heterdaad betrap waar sy oorspel gepleeg het. Moses het ons in die wet beveel om sulke vrouens te stenig. Maar u, wat sê u?" En dit het hulle gevra om hom uit te lok, sodat hulle iets kon kry, waaroor hulle hom kon aankla. Maar Jesus het gebuk, en met sy vinger op die grond geskrywe. Toe hulle aanhou om hom te vra, het hy regop gekom en vir hulle gesê: "Laat die een van julle wat 'n skoon gewete het, die eerste klip op haar gooi." En daarna het hy weer gebuk en op die grond geskrywe. En toe hulle hoor wat hy sê, het hulle een vir een begin wegloop, die familiehoofde eerste. Jesus is alleen agtergelaat saam met die vrou daar in die middel van die kring. Toe het Jesus regop gekom en vir haar gevra: "Mevrou, waar is hulle? Het nie een van hulle die oordeel oor jou voltrek nie?" "Niemand nie, Here," sê sy. Toe sê Jesus: "En ek doen dit ook nie. Gaan maar en moet van nou af nie meer sonde doen nie." En dan sien ons die Vader getuig oor Jesus, vers 12. Op 'n ander keer het Jesus vir die mense gesê: "Ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee." Die fariseërs sê toe vir hom: "Jy getuig oor jouself. Jou getuienis is dus nie geldig nie." En daarop sê Jesus vir hulle: "Al getuig ek ook oor myself, is my getuienis geldig, omdat ek weet waar ek vandaan gekom het en waarheen ek teruggaan, maar julle weet nie waar ek vandaan kom of waarheen ek gaan nie. Julle oordeel oor iemand volgens sy uiterlike, ek oordeel oor niemand nie. En as ek oor iemand oordeel, is my oordeel reg, omdat dit nie ek alleen is nie, maar ek en die Vader wat my gestuur het. In julle wet staan daar geskrywe dat die getuienis van 2 persone geldig is. Nou ja, oor my getuig ek self en die Vader wat my gestuur het." Toe vra hulle hom: "En waar is die Vader van jou?" Jesus antwoord: "Julle ken my nie en ook nie my Vader nie. As julle my geken het, sou julle my Vader ook geken het." Hierdie dinge het hy vir hulle gesê in die vertrek waar die offergawe kiste gestaan het. Hy was toe besig om die mense in die tempel te leer, en tog het niemand hom gevange geneem nie, omdat sy tyd nog nie gekom het nie. Ja, die Jode ken Jesus nie. Vers 21 verder het Jesus vir hulle gesê: "Ek gaan weg, en julle sal my soek, maar julle sal in julle sonde sterwe. Waar ek heen gaan, kan julle nie kom nie." Die Jode het toe gesê: "Gaan hy dalk selfmoord pleeg, dat hy sê, waar ek heen gaan, kan julle nie kom nie?" Toe sê hy vir hulle: "Julle is van hier onder, en ek is van daarbo. Julle behoort tot hierdie wêreld. Ek behoort nie tot hierdie wêreld nie. En daarom het ek vir julle gesê, julle sal in julle sonde sterwe. Want as julle nie glo dat ek is wat ek is nie, sal julle in julle sonde sterwe." Hulle vra hom toe: "En wie is jy?" Jesus het hulle geantwoord: "Waarom praat ek eintlik nog met julle? Ek kan baie dinge oor julle sê en 'n oordeel oor julle uitspreek. Maar hy wat my gestuur het, is geloofwaardig, en net wat ek by hom gehoor het, sê ek vir die wêreld." Hulle het nie begryp dat hy met hulle van die Vader gepraat het nie. En daarna sê Jesus vir hulle:
Eers wanneer julle die seun van die mens verhoog het, sal julle begryp dat ek is wat ek is, en dat ek niks uit my eie doen nie, maar net verkondig wat die Vader my geleer het, en hy wat my gestuur het is by my. Hy het my nie alleen gelaat nie, omdat ek altyd doen wat hy wil. En terwyl hy hierdie dinge gesê het, het daar baie mense tot geloof in hom gekom. Toe sê Jesus vir die Jode wat in hom glo: As julle aan my woorde getrou bly, is julle waarlik my disippels, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Hulle het hom geantwoord: Ons is die nageslag van Abraham, en was nooit iemand se slawe nie. En hoe kan jy sê, julle sal vry word? Jesus sê toe vir hulle: Dit verseker ek julle, elkeen wat sonde doen is 'n slaaf van die sonde. 'n Slaaf bly nie vir altyd by die huisgesin nie, 'n seun bly vir altyd. Eers as die seun julle vrymaak, sal julle werklik vry wees. Ek weet julle is die nageslag van Abraham, maar julle wil my doodmaak, omdat my woorde nie ingang by julle vind nie. Ek praat oor wat ek by my Vader gesien het, en julle doen wat julle by julle vader gehoor het. Hulle het vir hom gesê: Ons vader is Abraham. En daarop sê Jesus vir hulle: As julle kinders van Abraham was, sou julle doen wat Abraham gedoen het. Maar nou wil julle my doodmaak. Vir my, Jesus, wat die waarheid, wat ek by God gehoor het, aan julle verkondig. Dit is nie wat Abraham gedoen het nie. Julle doen wat julle vader gedoen het. En hulle sê toe vir hom: Ons is nie uit oorspel gebore nie. Ons het net die een Vader, naamlik God. Maar Jesus sê vir hulle: As God julle Vader was, sou julle my lief hê, want ek het van God afgekom, en hier is ek nou. Ek het immers ook nie uit my eie gekom nie, maar hy het my gestuur. Waarom begryp julle nie wat ek sê nie? Omdat julle my boodskap nie kan verstaan nie. Julle is kinders van die duiwel. Hy is julle vader, en julle wil doen wat julle vader wil hê julle moet doen. Hy was van die begin af 'n moordenaar, en hy staan nie aan die kant van die waarheid nie, omdat daar geen waarheid in hom is nie. Wanneer hy leuntaal praat, is dit volgens sy aard, want hy is 'n leuenaar en die vader van die leuen. En omdat ek die waarheid praat, glo julle nie in my nie. Wie van julle kan sonde by my aanwys? As ek dan die waarheid praat, waarom glo julle nie in my nie? Wie 'n kind van God is, luister na die woorde van God. Juist daarom luister julle nie, omdat julle nie kinders van God is nie. Vers 48, die Jode toe vir hom gesê: Ons het mos gesê jy's 'n Samaritaan en van die duiwel besete. Jesus antwoord: Ek is nie van die duiwel besete nie, maar ek eer my Vader en julle doen my oneer aan. Ek soek egter nie na eer vir myself nie. Daar is een wat eer vir my soek, en hy is regter. Dit verseker ek julle. As iemand my woorde ter harte neem, sal hy in alle ewigheid nooit sterwe nie. Die Jode sê toe vir hom: Nou is ons seker dat jy van die duiwel besete is. Abraham het gesterwe en die profete ook, en tog sê jy: As iemand my woorde ter harte neem, sal hy in alle ewigheid nooit sterwe nie. Jy's tog nie groter as ons voorvader Abraham wat gesterf het nie, en die profete het gesterwe. Wie verbeel jy jou is jy? Maar Jesus antwoord: As ek myself verheerlik, beteken my heerlikheid niks. Dit is my Vader wat my verheerlik. Julle sê, hy is ons God, en tog ken julle hom nie, maar ek ken hom. As ek sê ek ken hom nie, sal ek net soos julle 'n leuenaar wees, maar ek ken hom, en ek neem sy woorde ter harte. Abraham, julle voorvader, het hom daaroor verheug, dat hy die dag van my kom sou sien, en hy het dit gesien, en hy was bly.
Die Jode sê toe vir hom, jy is nog nie eens 50 jaar oud nie, en jy het vir Abraham gesien. Jesus het hulle geantwoord, dit verseker ek julle, voordat Abraham gebore is, was ek al wat ek is. Hulle het toe klippe opgetel om hom daarmee te gooi, maar Jesus het gaan skuil en van die tempel af weggegaan. Tot sover vandag. Seën, vrede en genade vir julle geliefde kinders van die Here, vir wie Vader so lief het. Amen.